Dag kykers en luisteraars, my naam is Marissa Smith en julle is by Kom Speel Saam. Net voordat ons verder gaan, wil ek graag ons hoofborg Netfin Finansiële Dienste bedank vir hulle volgehoue toewyding en ondersteuning tot hierdie program. Gaan besoek gerus hulle Facebook en Instagram blaaie vir meer inligting vir al julle finansiële behoeftes. Hulle is werklik waar die moeite werd en baie effektief. Nou vandag wil ek graag vinnig op 'n sport fokus wat die laaste ruk heelwat ligtyd verdien het. Ons selfs 'n TV-reeks oor dit gemaak, maar ongelukkig het dit nie noodwendig oor die sport self gegaan nie, maar die ongeruimdhede daarmee saam. Nou, ek wil graag daardie ongeruimdhede eers eenkant toe skuif en op die sport fokus en dit is waterpolo. Dit is 'n vreeslike lekker sport. Ek het op universiteit ook waterpolo gespeel en dit gaan glad nie oor noodwendig die slaa wat jy swem of oor hoe goed jy kan swem nie, maar meer oor hoe goed kan jy water trap en letterlik kop bo water hou, want jou skouers en arms werk kliphard. Nou, waterpolo het die seisoen het alreeds begin en almal fokus so op atletiek en swem by die skole, dat Waterkloof amper soos die stiefboetie eenkant is en hulle gaan maar net aan. En hulle seisoen is al 'n redelike entjie aan die gang en hulle is nog nie klaar nie, hoewel atletiek en swem nou begin klaarmaak. So ek het gedink, kom ons fokus 'n bietjie op waterpolo. 'n Ander lekker ding van waterpolo is die feit dat ons weet swem ontwikkel kinders se hele lyf, die swemmers se hele lyf word ontwikkel. En so natuurlik ook by waterpolo is dit dieselfde geval, soos ek genoem het, jy trap vreeslik lekker water, maar ook jou skouers en arms werk hard, want jy moet daai bal nogal redelik ver kan gooi. So kinders wat byvoorbeeld tennis en sagtebal speel, baat net so by waterpolo, omdat hulle bolywe lekker sterk gemaak word. Nou, ek het 'n bietjie gaan kyk na watter skole waterpolo speel, dis natuurlik net hoërskole en op skole vlak, en op SA School Sport se webblad het ek op die volgende ranglyste afgekom, wat Fairtree geplaas het. Fairtree is hulle hoofborg, Fairtree borg ook byvoorbeeld van die cricket en rugby en netbal uitslaa. Mens kan gereeld daar gaan kyk, hoe staan sake, hulle wys baie mooi hoeveel wedstryde het die spesifieke skool gespeel, in watter sport, hoeveel punte het hulle verdien, en so meer en so meer. So, wanneer ons gaan kyk na die top 20 dogterskole wat tans waterpolo speel, dan is dit St. Cynthians wat eerste is, en St. Anne's tweede, Herschel derde, Clarendon vierde, Reddam vijfde, Ruden sesde, Reddam Bedford View, sewende, Beaulieu 9de, 8ste, Hudson Park 9de, Durban Girls 10de, Pearson 11de, DSG 12de, St. Peters, dan St. Mary's Waverley, Rissenburg, Danville, Thomas More College, Kingswood, Glenwood College en Marie Stella. So die dogters van hulle het al tot by 25 wedstryde hierdie jaar gespeel en nog is dit einde niet. By die seuns was dit vir my interessant om byvoorbeeld die naam van hoërskool, Afrikaans Hoërseunskool Pretoria raak te lees en hulle les om 'n tweede. So die hoërskool by die seuns wat eerste is Bishops. En dan soos ek genoem het, Affies is dan nou tweede, Kearney College derde, Rondebosch vierde, St. David's vijfde, St. Stithians sesde, dan Sachs, St. John's College, Wynberg, Northwood, Michael House, Grey High School, Clifton, Paul Roos Gymnasium, Hilton College, Woodridge, Maritzburg College, Case, St. Andrews en Reddam. Baie van hierdie skole, privaat skole, en baie van hulle is natuurlik in die Kaap en in Natal, en enkeles, soos byvoorbeeld Case onder andere, wat in Johannesburg is, en afstande van Pretoria. Waterpolo seisoen het dan nou nog 'n entjie om te gaan, en ons gaan nou lekker dophou oor watter seuns en dogters, watter skole gaan met die laure wegstap, of is dit dan nou wegswem. So dit is nie net 'n slegte ding nie, gaan volg gerus waterpolo, ek weet supersportskools wys ook gereeld van die wedstryde, dit is eintlik baie opwindend. Gepraat dan nou van skole en skole atletiek, verlede week het die hele Pretoria omtrent tot stilstand gekom, want elke dag van maandag tot vrydag was daar 'n interhoor wat plaasgevind het op Pilditch. Nou net vinnig, ons wil baie graag net noem dat die Hoërskool Brits en die gemeenskap werklik waar 'n ongelooflike ding gedoen het en hulle het eie handig gegaan en gaan seker maak Pilditch is slaggereed vir hierdie atletiek wat gaan plaasvind.
dit is werklik waar 'n goeie inisiatief en ek wil van ons kant af hier by Kom Speel Saam vir hulle sê, regtig waar, wel gedaan. So help ons mekaar in plaas van om teen mekaar te wees. Nou, terug by die atletiek. So hierdie 5 bonde in Pretoria omgewing is dan met ander woorde Pretoria en Centurion basies en Hoërskool Brits dink ek het ook deelgeneem, hoewel hulle deel is van Noordwes, maar hierdie 5 bonde se atlete is ongelooflik goed. En selfs in die laer bonde, nie net in die A-bond nie, was die uitslae regtig waar fantasties geweest. So ek gaan net vinnig die wenners noem van die verskillende bonde. Die E-bond is gewen deur Willow Ridge High School. Ek ken nogal hulle atletiek organiseerder en ek weet sy het regtig waar kliphard gewerk dat hulle reg is vir die atletiek seisoen en hulle skuif dan ook op vir volgende jaar na die D-bond toe. Dan is dit Hoërskool Tuine wat die D-bond gewen het, Hoërskool Pretoria Noord wat die C-bond gewen het en dan Hoërskool Eldorado wat na 'n jaar of wat van 'n bietjie uitdagings die B-bond toe nou wen en hulle sal dan volgende jaar terug wees in die A-bond. En dan A-bond wenners is die Hoërskool Menlo Park vir die 25ste jaar in 'n ry wat hulle hierdie interhoor wen. Dis werklik waar iets om op trots te wees en ons almal weet hulle het nou ook pragtige blou atletiekbane daar by hulle gronde en hulle sit baie in vir atletiek, so wel gedaan aan hulle. Natuurlik gaan julle hoor die afwiesgemeenskap gaan sê, maar wag 'n bietjie, as ons seuns en dogters se punte saamtel, dan wen hulle. En ja, dit is so, maar ongelukkig is dit nou nie hoe die stelsel werk nie. Hoewel seuns oor se seuns gewen het en meisies oor se dogters tweede was na Menlo Park se dogters. So baie geluk aan hierdie skole en ook die skole wat as gevolg van die promosie-relegasie reël kan opskuif. Ons hou julle dop vir volgende jaar. En dan natuurlik sterkte vir die atlete wat verder gaan. Daar's heelwat rekords gebreek en môre is daar ook 'n super interhoor waar die bestes van die bestes nou werklik waar teen mekaar meeding en selfs skole van Johannesburg kom dan by. Ons moet ook dan natuurlik weer eens net noem van hierdie inisiatief van Hoërskool Brits wat werklik waar ek dink hierdie jaar Polditch baie lekker en toeganklik gemaak het. So terwyl ons nou so langs die baan en by die swembad ons kinders aanmoedig, is ons natuurlik op hete kole oor ons mans Protea span wat tans nog in die T20 Wêreldbeker speel en hulle speel môre in die eerste semifinaal teen Nieu-Seeland. Oor môre, donderdag, die 5de Maart, sal Indië dan in die tweede semifinaal teen Engeland speel en die 8de Maart, Sondag, sal dit dan nou die finaal wees van die T20 Wêreldbeker en dit sal in Ahmedabad plaasvind, dis in Indië en ons hou styf duim vas vir die Protea mans. Julle het ons nou al op die punte van ons stoele gehad deur hierdie Wêreldbeker, so kom ons vat hom huis toe. En dan natuurlik maandaande lekker Varsity beker rugby. Hulle is ook nou al in volle swang aan die gang en na ronde 3 is dit tikkies wat baie duidelik wys, hierdie jaar is hulle reg vir groot dinge. Na afloop van maandag aand se wedstryde, dit was die 3de ronde gewees van hierdie jaar se kompetisie, is die puntetelling dan as volg. Tuks lê op 15 punte met 3 uit 3 oorwinnings. Die Noordwes Universiteit Arende is dan nou tweede op 12 punte. Shimlas, Aatjies en die Universiteit van Johannesburg is op 10 punte. Maties op 6 punte. Die Isaacs, dit is die Cape Town University of Technology, hulle lê op 2 punte en Emirates is op 1 punt. Hou gerus 'n naam dop met die man en hierdie man se naam is Dylan Smith. Hy is die 8ste man kaptein van Tikkies en hy is besig om werklik waar opslae te maak met sy spel en ook sy leierskap. Verdere rugby nuus is dat ons baie geluk aan die Lions of die Lions dan nou sê. Hulle het die Suid-Afrikaanse been van die VRK beklink en nou kan hulle ook die SA skild in hulle trofeekas plaas. Die afgelope 4 jaar het elkeen van die 4 franchises wat in die VRK deelneem, die skild 1 keer verower en dit is nogal 'n aanduiding van hoe gesond Suid-Afrikaanse rugby is. So almal het nou hulle beurt gehad. Ons sal volgende jaar sien wie wil regtig waar graag daardie skild hê.
Komende naweek is die VRK nou eers weer op die ys geplaas, want nou is ons terug weer by 6 nasies. Nou ek lees dat die regte 6 nasie trofee afgebrand het en dat hulle baie vinnig 'n namaaksel moet regkry. So dit is nogal interessante nuus. Maar hoe dit ook al sy, daar is groot wedstryde, omdat Frankryk nog onoorwonne is en Skotland in hulle nekke blaas, gaan die wedstryd tussen Skotland en Frankryk baie interessant wees. Ierland en Wales, waar Ierland behoort maklik te wen, en dan Italië en Engeland. Nou, ons weet Engeland het baie gesê in die media, maar ongelukkig is hulle nie op die puntetabel so duidelik eerste of tweede nie, so ek dink miskien moet mense te vinnig praat nie. Hoe dit ook al sê, Frankryk en Skotland is die voorlopers op die puntetabel en daarom gaan dit definitief die wedstryd van die naweek wees om dop te hou. Laastens wil ons nie van die vroue vergeet, natuurlik nie. Ons Protea dames cricketspan het baie goed gevaar teen Pakistan. Hulle het die T20 reeks teen Pakistan het hulle gewen, hulle het die eendag reeks teen Pakistan gewen en nou gaan hulle op 'n vinnige toer Nieu-Seeland toe. Daar gaan hulle 5 T20 wedstryde en 3 eendag wedstryde speel voordat hulle terugkom Suid-Afrika toe wanneer Indië dan nou in Suid-Afrika by hulle kom kuier. En dan in vroue rugby nuus is dat die Bulls Daisies nie sommer hulle titel as Pick n Pay Superliga 1 reeks kampioene gaan afstaan nie. Hulle is steeds onoorwonne na verlede naweek se wedstryde en hulle het die Boland dames, wat nogal ook 'n sterk span is, oortuigend die naweek 47-8 op Loftusversveld geklop. Ander uitslae was die OP Queens, die Sharks 29-19 gewen het, wat nogal 'n verrassing was, en dan die Goue Leeu's wat die Vrystaat 48-32 geklop het. DHL Westelike Provinsie het die Greds 24-7 gewen. Dit was nou omtrent 'n mondvol, maar dit is so lekker om oor die sport te gesels. Dankie dat julle saam kom speel het. Net gou om af te sluit. So by die onlangse Winter Olimpiese Spele was daar 'n spesifieke sport met die naam skeleton. Nee, dit is nou nog nie He-Man in the Universe. Ek sien daardie fliek kom binnekort uit, maar nee. Skeleton verwys na hierdie sport waar die deelnemers blitsvinnig op hulle maag teen 'n helling afgly, 'n sneeuhelling, en hulle word dan nou, die deelnemer word aan 'n klein plankie vasgemaak en hy moet beheer uitoefen deur letterlik net sy kop en skouers te gebruik. Ek hoop hulle speel waterpolo want dit sal ook daarvoor help. Klink vir my na lekker vinnige spoed en hoop 'n pret, veral as 'n mens so in die sneeu rol. Nou ja, ek groet julle tot 'n volgende keer. Weer eens baie dankie aan Natfin vir hulle borgskap. Ons speel gou weer saam.